Nou goed, kom ons blaai bietjie in ons Bybels na in die woord van die Here, na Matteus, hoofstuk 17, en ek wil graag die hele gedeelte vir julle lees van vers 14 tot 23. Ons praat van die perikoop, en dan die kernteks is vers 20. Kernvers is vers 20. Dis die bekende verhaal van die maansieke kind wat deur Jesus gesond gemaak is, en ons lees saam daar, vers 14. En toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom, Jesus, en val voor hom op die knieë en sê: Here, ontferm U oor my seun, want hy is maansiek en hy ly swaar. Want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. En ek het hom na U disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê: O ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom, en die duiwel het uit hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik, en hulle sê: Waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan, daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Vers 21, maar hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. En terwyl hulle in Galilea rondgegaan het, het Jesus vir hulle gesê: Die seun van die mens sal oorgelewer word in die hande van die mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan, en hulle het baie bedroef geword. Bekende gedeelte vir ons almal, vers Matteus hoofstuk 17, natuurlik die disippels was in die voorafgaande gedeelte, was hulle op 'n berg gewees, die bekende berg van verheerliking, waar Jesus van gedaante verander het voor hulle oë, en die volgende oomblik verskyn Elia en Elisa ook daar by hulle. En kort daarna is hulle van die berg af, en die disippels en Jesus kry daar aan die onderkant van die berg, kry hulle 'n klompie mense, eintlik inteendeel 'n hele skare mense, en dit was dan hier in hierdie skare mense waar hierdie maansieke kind, die pa met die maansieke kind, vir Jesus kry, en waar Jesus dan hierdie wonderwerk doen. Maar as ons 'n bietjie dink vanmôre aan die man met hierdie kind, nou, as ons die Bybel lees, dan lees ons nou maar net maansieke kind, en die kind het in die vuur en dikwels in die water geval, maar wat 'n verskriklike ding moet dit nie gewees het vir hierdie familie nie, om 'n kind te hê wat maansiek is. Destydse wêreld het hulle nie die mediese diagnoses gehad wat vandag daar is nie, hulle het nie geweet wat fout is met die kind nie, en hy het in die vuur geval, en in die water. Vreeslik, moet dit nie wees nie. Dink 'n bietjie vir jouself vanmôre as dit jou eie kind is. Kind wat in die vuur val, wonde wat verbind moet word, die trauma, die vrees, die onsekerheid oor die toekoms van hierdie kind, die finansiële implikasie wat so situasie in 'n huis op 'n gesin kan hê. En 'n mens kan vir jouself dink, hierdie pa, hy moes moedeloos gewees het. Nou, ons almal weet, ons wat ouers is, as jy self siek is, dan kan 'n ou nou nog hak in die grond kap, en jy kan jou kop optel en maar deurdruk, maar as jou kinders siek is, dan is niks erger as dit nie. Ou voel magteloos, en ou se hele gemoed is sommer net af. En hulle het die regte ding gedoen, hulle het die kind na die disippels toe gevat, want die nuus het al versprei omtrent die disippels, dat hulle saam met Jesus geloop het, en almal van ons was al op een of ander stadium in 'n posisie gewees waar ons uit behoefte uit na ander mense, ander disippels toe gegaan het, en ons vir hulle gevra het om vir ons te bid, en hulle kon ons nie help nie. Is dit nie so nie? Kan ek 'n hand kry? Is daar iemand wat al in daai posisie was? Ons almal was al daar gewees. Maar dan tree Jesus na vore. Jesus tree self na vore, en hy sê die volgende woord, hy sê: O ongelowiges, hy praat met sy disippels,
en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. En die volgende oomblik bestraf Jesus 'n demoon binne in hierdie man, en die duiwel het van hom uitgegaan, en van daardie uur af het hy gesond geword. En nou kan eintlik, en ek het dit nou nie so gelees nie, maar as jy die teks weer lees, 'n paar keer lees, dan kan jy eintlik so 'n bietjie die frustrasie in Jesus se stem hoor, nê? Nee. Eintlik 'n bietjie van 'n teleurstelling miskien van Jesus se kant af teenoor sy disippels wat nou al so lank saam met hom loop, en Jesus herhaal inteendeel hierdie frase in die teks, hoe lank? 2 keer, wat vir ons 'n redelike indikasie gee dat hierdie dalk nie die eerste keer was wat Jesus teleurgesteld was oor die feit dat die disippels nog nie heeltemal gesnap het wat die koninkryk behels. En dit was immers ook nie die enigste en die eerste keer gewees wat hulle konfrontasies gehad het met siek mense en met bose geeste nie. Ons lees reeds daar in Matteus hoofstuk 10, 'n paar hoofstukke van tevore in vers 1, hoe dat Jesus by die aanvang van die roeping van die disippels en hulle bediening, hulle bymekaar geroep het, en die teks sê, hy het hulle mag gegee oor onreine geeste om hulle uit te dryf en elke siekte en elke kwaal te genees. En dit was met daardie gesag, gedelegeerde gesag, wat Jesus die 12 disippels, terwyl hy weliswaar nog vir 'n hele rukkie saam met hulle sou wees, die wêreld ingestuur het, die destydse wêreld, en hierdie opdrag het hy vir hulle gegee in vers 8, hy sê, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek die dooies op, dryf die duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, en verniet moet julle dit gee. En tussen Matteus hoofstuk 10 en Matteus hoofstuk 17 is dit presies wat die disippels gaan doen het. Nou Matteus sê dit, die teks vermeld dit nie direk nie, dis implisiet tot die vloei van die teks, maar Markus, 'n bietjie later, skryf in Markus 6 vers 12 tot 13, en hy verwys spesifiek na wat gebeur tussen Matteus 10 en 17 in vers 13 van Markus 6, en hy sê, en hulle het baie duiwels uitgedryf, en baie siekes met olie gesalf, en hulle gesond gemaak. En ons sien baie duidelik by die aanvang van hierdie disippels se bediening, hoe dat hulle uitgegaan het met daardie autoriteit wat Jesus hulle gegee het, en hulle het daardie autoriteit gebruik om die krag van die koninkryk in hulle wêreld te laat kom. Maar net 'n rukkie later, nie lank daarna nie, kon hulle dit nie regkry nie. Hulle het steeds dieselfde gesag gehad, maar iets het ontbreek. Selfde gesag, selfde autoriteit, maar ewe skielik kon hulle dit nie meer regkry nie. En dan kom die disippels afsonderlik na Jesus toe. Ek dink hulle was bekommerd geweest en ewe skielik tot besinning geroep hier, en hulle sê, Here, waarom kon ons hierdie demoon nie uitdryf nie? Want hulle self het besef, iets het verander. Iets in hulle bediening het verander. En dan kom Jesus in vers 20, en ek love it toe Jesus net eenvoudig nooit doekies omgedraai het nie, veral met die wat naby aan hom geloop het, want die koste en die implikasie was net te groot gewees om te taktvol te wees rondom dinge wat ewigheidswaarde het. En dan sê Jesus in vers 20 vir hulle, sommer reguit, hy sê vir hulle, deur julle ongeloof. Is dit nie verfrissend eintlik hoe eerlik Jesus is nie? Ek wens ons wil 'n bietjie meer eerlik en reguit wees met mekaar, nê? Nee. En nie daai doekies omdraai nie. Maar Jesus sê dit. Hy sê, deur julle ongeloof kon julle dit nie reg kry nie. Die rede waarom julle hierdie seun nie kon help nie, is vanweë julle ongeloof. En dan kom Jesus en hy gebruik 'n voorbeeld van 'n mosterdsaadjie om te verduidelik waarom hulle dit nie kon reg kry nie en hoe die koninkryk van God werk. En dan sê hy in vers 20, hy sê, luister mooi, hy sê, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie was, sou julle vir hierdie berg kon sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En dan volg Jesus dit onmiddellik op, deur vir hulle te sê, die rede waarom hulle geloof oneffektief geraak het,
en hy sê vir hulle, dis omrede julle nie meer bid nie, en dis omrede julle nie vas nie. Hy sê dit, duidelik in die teks. Met ander woorde, Jesus spreek die hart van verhouding aan. Die geestelike dissipline is reg in die Bybel, van die Ou en die Nuwe Testament, is dit gebed, wat ons toelaat om in 'n verhouding met die Here te staan en met hom te leef. Is dit vas, die private dissipline van vas, wat ons stroop van die vlees, en die invloede van die vlees, en wat ons hart weer kalibreer, om die stem van God te hoor, en die koninkryk van God in ons lewens opnuut te beleef. As ons dink aan wat Jesus in Matteus 6 gesê het, in die bekende bergpredikasie, ek hoor nou die dag iemand sê, 3 dinge, sê, as jy die teenwoordigheid van God in jou lewe wil hê, dan moet jy bid. As jy die teenwoordigheid van God in jou lewe wil hê, moet jy bid. As jy die krag van God in jou lewe wil hê, dan moet jy vas. As jy die voorsiening van God in jou lewe wil hê, dan moet jy gee. Nee, dis wat Jesus in Matteus sê, hy praat van die verborge godsdiens. Nee, gaan na jou binnekamer, sluit jou deur, bid tot jou God wat in die verborgene is, en die God wat in die verborgene sien, sal julle in die openbaar vergelde. So Jesus kom sommer, hy cut to the chase, soos die Engels sê, en hy gaan reguit na die hart van die saak toe, en hy sê vir hulle, luister, dis omrede daar nie meer geestelike intimiteit tussen julle en die Vader is, en natuurlik ook terselfdertyd die Heilige Gees. Jesus sê eintlik vir hulle, en as ons dit nou 'n bietjie kan parafraseer, en die dotskankonet, hy sê eintlik vir hulle, hy sê, luister hier, julle moenie dink, dat die mag, die autoriteit wat ek aan julle gegee het, vanweë julle verbintenis met my as Christene, as volgelinge van my, genoeg sal wees om die krag in alle omstandighede vry te stel nie. Want mag is nie gelyk aan krag nie. Hoor mooi vanmôre wat ek sê, en wat die Bybel sê, mag is nie gelyk aan krag nie. Jesus het sy disippels geroep, en hy het aan hulle autoriteit gegee, mag gegee, omdat hulle aan hom behoort het. As Christene het ons ook dieselfde mag en autoriteit. Exousia is die woord in die Griekse grondtaal wat beteken mag, gedelegeerde gesag vanuit 'n hoër entiteit of vanuit 'n hoër gesag, komende van God af. Maar is nie gelyk aan krag nie, want die woord krag wat in die Grieks voorkom is die woord dynamos. Dit beteken miracle working power. En Jesus probeer iets by hulle tuis bring, iets van 'n verstaan van die koninkryk van God, en ook by ons vanmôre, dat ons moet verstaan, dat mag is nie gelyk aan krag nie. Nou, Freddy, is jy hier vanmôre? Nou sê hy, hoor, ek wil 'n bietjie amen, dat almal net hoor, Freddy is hier. Kom Freddy, help my asseblief. Amen. Kom hy nou deur. Amen, amen. Nou Freddy sal vir julle kan vertel. 'n Verkeersbeampte, Fred, as hy 'n uniform dra, dan is die uniform die teken van gesag. Is dit nie so nie? Ja, dis gedelegeerde gesag. Die staat het vir hom authority gegee, gedelegeerde gesag. Maar, luister my, wat daardie gesag krag verleen, word bepaal deur die mate wat hy binne die riglyne van die hoër gesag beweeg. Amen. Is dit so? Ja, dis hoekom korrupsie daartoe lei dat mense in vandag se tyd sê, die wet het sy krag verloor. Want gedelegeerdes loop met uniforms rond, maar hulle exercise nie authority in ooreenstemming met dit wat aan hulle gedelegeer het nie, en daarom het die wet sy krag verloor. Nee, so daarin lê die krag, en daarin word die krag vrygestel. Dit hang saam met sy verhouding tot die hoër gesag. Is julle almal met my vanmôre? En luister hier vanoggend, net so is dit in God se koninkryk.
Alle gelowiges het gedelegeerde gesag. Ons het die mag om op te tree namens die koning en sy koninkryk. Maar Jesus sê vir die disippels, gesag alleen is nie genoeg nie. Maar die verhouding waarin die persoon met Jesus die hoër gesag staan, is die sleutel. Gesag is nie genoeg nie. Net omdat ek sê ek's 'n Christen, beteken nie dat die krag van die koninkryk deur my lewe gaan vloei nie. Jesus noem dit geloof. En om die aard van hierdie geloof te verduidelik, gebruik Jesus die voorbeeld van 'n mosterdsaadjie. Hy sê dis 'n klein saadjie, maar dit het die potensiaal om te ontwikkel in 'n reuse boom. En wanneer gedelegeerde gesag, luister mooi, wanneer gedelegeerde gesag en geloof mekaar vind, sê Jesus, sal niks vir ons onmoontlik wees nie. Amen, dankie Freddy. Ek is bly iemand het die revelation gesnap daarvan. Ek gaan dit weer sê. Wanneer gedelegeerde gesag en geloof mekaar vind, sê Jesus, sal niks vir ons onmoontlik wees nie. Mag is nie genoeg nie. Dit gaan alles oor 'n verhouding met God. Dit gaan alles oor geloof. Dit gaan nie oor formules nie. Dit gaan nie oor uiterlike vorme nie. Dit spreek van 'n groeiende, verdiepende geloof, 'n verhouding met Christus waar ons al hoe meer effektief instrumente word in die hand van God. Die mosterdsaadjie dui net op die aard van die geloof. En wat hier ontbreek het in hierdie disippels se bediening was onderskeidingsvermoë gewees. En hierdie disippels het as ware omrede hulle progressief, hulle het gedink dat die gesag genoeg was. Hulle is volgelinge van Jesus, hulle is Christene. Hulle het gedink dat dit maar net outomaties sal wees, maar iewers draai Jesus die krane toe om hulle te help, om te verstaan, dat luister hier vanmôre, dit gaan nie oor vorme nie, dit gaan nie oor wat die teksboek sê nie, dit gaan nie oor die stappe van die liturgie nie. Ons doen dit nou, dan doen ons dit, dan staan ons, dan sit ons, dan spreek ons hierdie versie of ons quoteer hierdie woordjie nie. Nee, soveel so dat die Heilige Gees naderhand nie meer nodig is nie. Jesus wou hulle iets leer van hoe sy koninkryk werk, hoe sy heerskappy in sy volgelinge sou lyk wanneer hy die aarde sou verlaat en ons net die woord en die Heilige Gees sou hê. Hy wou sy disippels 'n voorsmaak gee van die krag van sy ryk. En hulle was baie opgewonde geweest. Natuurlik toe die duiwels vlug, toe hulle stadium kom hulle terug na Jesus toe en hulle sê, Here, dis baie opgewonde, die duiwels onderwerp hulle aan ons. En dan sê Jesus vir hulle, sê, moenie bly wees dat die duiwels hulle self van julle onderwerp nie, wetende dat hulle dit gedoen het uit 'n posisie van mag nie. Hy sê, maar wees eerder bly dat julle name geskryf is in die hemele, in die woonplek van die demone. En hulle moes nog ontdek wat dit beteken, hoe dit lyk wanneer jou naam werklik geskryf is in die woonplek van die demone en watter krag tot jou beskikking is wanneer jy dit begin verstaan. En in die beginfase van hulle verhouding, natuurlik weet ons was hulle nog nie daar gewees nie. Hulle het nog nie eens gebid nie. Dit is vir my interessant en verrassend dat die disippels na Jesus toe kom en sê, Here, leer ons bid soos Johannes sy disippels geleer bid het. Is dit nie 'n vreemde stelling nie? So Jesus het nog nie eers sy disippels geleer bid nie, op hierdie stadium nie. Hulle het nou maar die Oud-testamentiese skrifte geresiteer in die tempel en by sabbatsluiting en vooretes en naetes en hierdie dinge, maar Jesus is nou besig om hulle dieper in te neem in die koninkryk van God en wat nodig sou wees wanneer hy nie meer daar was nie, om die krag van daardie koninkryk effektief in hulle lewens te maak. Soos dink aan Lukas 11 vers 1 tot 4, ek quoteer die skrifte vinnig. Jesus leer hulle bid, in Matteus 26 vers 36 tot 46, Jesus gaan op na die berg, toe hy gaan bid, toe hy terugkom, waar is die disippels? Aan die slaap, nee, hulle was nog nie daar, waar Jesus hulle wou gehad het nie, nee, as ons dink aan die interessante gesprek waar Johannes se disippels vra, waarom Jesus se disippels nie vas nie, waarom Jesus dan antwoord, en vir hulle sê, luister, daar sal 'n tyd kom, die bruidegom is nou hier, by hulle, so dit is nie nodig vir hulle om te vas nie, want ek doen die wonderwerke, en ek loop voor,
En in 'n sekere sin was Jesus nog 'n tussenganger en 'n middelaar gewees, tussen hulle en die Vader gewees. Maar dan antwoord hy en sê vir hulle, daar sal 'n tyd kom, weliswaar, wanneer die bruidegom nie meer hier is nie, wat hierdie disippels van my gaan moed vas, wat hulle in 'n groeiende vertroue en afhanklikheid van my gaan moet leef, waar hulle nie meer onder die berg kan lê en aan die slaap raak terwyl ek met die Vader praat nie, maar waar hulle in 'n persoonlike verhouding met die Vader moet staan, hulle eie gebedslewe moet hê, waar hulle self gaan moet vas, sodat hulle deur die krag van die Heilige Gees bekragtig kan word, om effektief te wees in die wêreld waar ek hulle agterlos en waar hulle leef. Nou sou 'n tyd kom wat hulle dieper moet delf. Jesus is besig om hulle stelselmatig in te lei in wat die koninkryk van God beteken en wat hierdie mosterdsaad geloof behels. So ons dink aan Jesus, net soos toe die Jode hom gekritiseer het, omdat hy op die Sabbat 'n man genees het, toe antwoord Jesus in Johannes 5 vers 19, dis Jesus self, hy sê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, hy doen net wat hy die Vader sien doen, want wat die Vader doen, dit doen die Seun ook. Hoor jy vanmôre wat sê die teks? Jesus was besig om iets te modelleer. Jesus sê, daar sal 'n tyd kom, wat julle net soos ek, in absolute afhanklikheid van die Heilige Gees sou moet leef, om vir julle te wys wat die Vader doen, om te wys waarmee hy besig is, sodat julle onderskeiding kan hê, sodat die koninkryk van God in krag deur julle kan kom. Later in Johannes 15:5 sê Jesus vir sy disippels, hy sê, ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Hier kom die stelling, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis die aard van die koninkryk van God. Sonder hom kan ons niks doen nie. As ons vasgevang raak in liturgie, kerkordes, nou sit ons, nou staan ons, nou die, nou daai ons, en ons maak nie ruimte vir die Heilige Gees nie, en ons wandel nie met God nie, ons staan nie in 'n persoonlike verhouding met hom nie, kan ons draers van gesag wees, maar die krag, die dynamos van die koninkryk van God, sal altyd ontbreek in ons lewens. En hier kom hierdie man na Jesus en sê, vers 16, Here, ek het my seun uit die disippels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Hoekom? Jesus wil hulle leer hoe sy koninkryk se werk. Hy wil hulle wys hoe lyk heerskappy wanneer hy weg is. Ons kan slegs heers saam met hom, as ons in hom bly, want sonder hom kan ons niks doen nie. Ons kan niks doen sonder hom nie. Daarom was die genesingswerke wat Jesus gedoen het toe hy op aarde was, moet verstaan word in die lig van 1 Korintiërs hoofstuk 12, die geestelike gawes, waar die woord van die Here vir ons duidelik sê, en ek wou dit nou op die bord gegooi het, maar luister wat sê Paulus in 1 Korintiërs 12:11, hy sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos wat hy wil. Vers 7 sê, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Vers 8, want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander weer die uitleg van tale. Dis duidelik dat wat in daardie oomblik nodig was, is wat God gewil het in sy soewereiniteit. En omdat Jesus Christus ingestem was op die stem van die Vader, soos wat Johannes hoofstuk 5 dit vir ons duidelik sê, was dit vir hom moontlik om te onderskei wat God in daardie oomblik, in daardie jong seun se lewe wou gedoen het. Maar die disippels was besig om te vervlou in hulle geloof en hulle toewyding aan die Here. En hulle kon dit nie onderskei nie. Hulle kon dit nie onderskei nie. Hulle was nie ingestel gewees op die frekwensie van die Gees van God nie. As ons dink aan 'n radio, wie van julle het nog radio's in die huis? Kan gou 'n bietjie hande opsteek, toe moet nie skaam kry nie as jy nog geen het nie. Ek weet hulle is baie oud. Maar julle almal ken 'n radio, hy het so 'n knop, nê? En dan 'n radio in die onsienlike. Hier terwyl ons nou sit, is hier voortdurend boodskappe wat deur radiogolwe en frekwensies
deur die lig beweeg. Liedjies, podcasts, praatjies, kommentare, hulle is daar, ons hoor hulle nie, ons sien hulle nie, as jy TV aansit, is dieselfde golwe, wat in die onsigbare is. Maar as jy jou radio vat, jy 'n toestel het, en jy kan daai toestel gebruik, wat spesiaal ontwerp is, en jy kan hom draai, om op die regte plek daai sein op te vang, wat hoor jy? Jy hoor die boodskap, en net so is dit vir ons. Kerk, God is voortdurend besig om deur die Heilige Gees met ons te kommunikeer. En hierdie disippels kon nie meer die frekwensie van die Gees optel nie, hulle kon dit nie hoor nie, maar Jesus kon. Dis hoe Jesus sê die woord vir ons in Johannes 5 vers 1 tot 9, deur 'n skare mense by die bad van Bethesda kon loop. 'n Bad waar hy jaar na jaar verby geloop het, deur die skaappoort, en reguit na een man toe stap, wat 38 jaar by daardie bad gelê het, en daardie man laat opstaan, en hy daardie dag daar wegloop, want hy was ingestel gewees op die stem van die Heilige Gees. Hy het gesien wat die Vader doen, en dit wat die Vader doen, en dit wat die Vader sê, dit doen die Seun ook net so. Daardie tyd was daar geen regte verstaan van wat maansiekte was nie. Die maansiekte in hulle tyd, hulle het gedink, dit was van astrologiese oorsprong gewees. Die Babyloniërs en die Romeine en die Grieke het 'n teorie gehad rondom dit en gesê, man, moenie worry nie, hierdie ou is bietjie weird, maar as volmaan, soos 'n volmaan verby is, gaan hy weer okay wees. So gee hom net 'n gap, hy sal alright wees. So hulle was met die maan geplaag gewees. Nou vandag se tyd weet ons, die mediese het ons nou vir ons bevestig dat epilepsie het niks met die maan uit te waai nie. Epilepsie is 'n mediese kondisie, dis die brein wat kortsluitings veroorsaak en die smeer. Maar hulle het dit verstaan as 'n siekte en hulle het nie opgetel wat regtig besig was in hierdie jong man se lewe nie. En toe Jesus op die toneel verskyn, wat doen Jesus? Onmiddellik het Jesus gesien, hier is 'n demoon wat verantwoordelik is vir hierdie kind se gedrag. Dis nie siekte nie, dis 'n demoon. En hoe het Jesus dit geonderskei? Want Jesus het gewandel met die Vader. Jesus kon dadelik optel wat besig is om hier te gebeur. Ons gaan terug na 1 Korintiërs hoofstuk 12 toe, wat vir ons sê, dat wanneer die gawes van God funksioneer, die 9 geestelike gawes, is dit momentele genadegawes, waar God aan elkeen die openbaring van die Gees gee, met die oog op dit wat nuttig is. Dit wat nuttig was dit daardie kind, dat die demoon uit daai kind uitgedryf geword het. Maar omdat die disciples dit nie kon onderskei nie, they were no longer connected. Hulle radiostasietjie het so gemaak. Wat is hierdie? Wat epilepsie? Dit. Alright, kom ons skiet in die donker, kom ons kyk of dit werk. Nee, so ons baie keer ook is, nee. Ons skiet in die donker en ons bid alles, ons bid so 'n korporatiewe gebed, waar ons om hier vat van voorsiening, regdeur tot genesing, regdeur tot demone uitdryf, en ons hoop iewers tref ons iets raak, nee. Dat ons nie werklik weet wat aangaan nie. Dit het al met my ook gebeur. Jy dink jy is op die frekwensie van die Heilige Gees, jy dink jy hoor die stem van die Here, en dan so elke nou en dan kom maar 'n woord deur, en dan wanneer jy dan die woord vrystel of profeteer, is dit nie heeltemal wat die Here gesê het nie. Hulle het nie meer gewandel met hom nie. En Jesus was besig om hulle te help om te verstaan. Julle moenie dink, omdat julle gesag dra, dat gesag is gelyk aan krag nie. Die krag van God is vir hulle wat wandel met hom, wat in hom bly, en wat hom soek met hulle hele hart. My ou vriend Toks as ek as 'n voorbeeld kan gebruik, sal my altyd bybly het, een keer iets gesê wat my diep getref het. Die vraag was gewees, hoe ernstig wil jy wees oor die Here? Hoe ernstig wil jy wees oor hom? Hoe graag wil jy 'n instrument in die hand van God wees? Luister broers en susters,
Daar's dieptes. Tannie Marie, ons het vanoggend gepraat daarvan in die bidkamer. Daar's dieptes wat God vir ons bedoel het in sy koninkryk, wat ons nog moet ontdek en ontgin. En die Here wil ons graag daar bring, maar dit kom deur verhouding met hom. Sonder my, sê Jesus, kan julle niks doen nie. Ek maak klaar. Ons stel enerzijds sy frustrasie by Jesus op, wanneer hy sê in vers 17, hy sê, ouens, hoe lank nog sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Wanneer gaan julle die koninkryk van God vat? Ek wil nie eers sê verstaan nie, want as kinders van die Here verstaan ons, glo ek teen die tyd die koninkryk. Maar wanneer gaan julle dit vat? Aangesien die koninkryk van God sentraal was tot Jesus se bediening en onderrig. Hy het herhaaldelik met hulle oor die koninkryk gepraat, die feit dat dit nie net naby is nie, maar dat dit binne in ons is. En ook kan die frustrasie in sy stem eintlik hoor, dat hy hulle wil help om te verstaan, dat dit gaan nie oor menslike pogings nie, dit gaan nie oor formules nie, dit gaan nie oor rituele nie, maar die hart van die koninkryk gaan, luister hier, oor 'n diep persoonlike verhouding met hom, deur in hom te bly. 'n verhouding gekenmerk, gekultiveer, deur gebed, vas, toewyding, 'n wandel saam met God. Wat Galasiërs 5 sê, hy sê die vrug van die Heilige Gees. En dan noem hy dit 9 dinge, maar hy noem 1, en in die Afrikaanse ou vertaling word hy aangedui as getrouheid. Daai woord is in die grondtaal is pistos. Dis geloof. Geloof is die vrug van iemand wat wandel met die Gees. Sonder my kan julle niks doen nie. En baie keer leef ons disconnected van 'n verhouding met hom. En wanneer die krisis kom, en wanneer die probleme opduik, dan wil ons aanspraak maak op ons gesag. Maar Jesus sê, die krag vloei langs die weg van 'n verhouding. Dis in daardie oomblikke wat, en elke oomblik van ons lewens, by welke aansluiting wat ons die stem van die Here moet hoor, om te sê, Here, waarmee is U besig hier in my lewe? Here, dit waarmee ek nou te doen het hier, wat is hierdie? En dit is dan wanneer God in sy soewereiniteit, soos die Gees wil, met die oog op dit wat die behoefte is in die oomblik, wat God sy krag vrystel deur ons lewens, wanneer ons daai tree van geloof neem, daai mosterdsaad geloof wat hier binne in ons is, wat Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8 en 9, wat nie 'n geloof is wat uit werke gegenereer word nie, maar wat 'n genadegawe, geskenk van God is wat aan jou gegee is. Luister, die kerk vanmôre vir jou sê, jy het vanmôre mosterdsaad geloof in jou. Dis daar die geloof wat in staat is om berge te verskuif, en God wil hê dat daardie geloof 'n krag moet word in jou lewe en in die lewens van ander, maar dit vloei langs die weg van verhouding. Bly in my, sê Jesus, want sonder my kan julle niks doen nie. Jesus se woorde aan sy disippels is 'n waarskuwing, maar ook 'n aanmoediging vir ons, en kom ek gee gou die waarskuwing vir ons. Die waarskuwing vir ons as kerk vanmôre is dat ons waaksaam moet wees, dat ons nie net soos die disippels dalk bevind word, dat ons wandel met Jesus, maar eindelaas opeindig om heeltemal uit voeling uit te raak met sy Gees. Kan baie maklik met ons gebeur. In Johannes 2 vers 16 sê Johannes, hy sê, hy praat van 3 dinge, die begeerlikhede van die vlees, die trotsheid van die lewe, die mooi wat ons aanskou, en die begeerlikheid daarna wat ons weglok van die Here af. As ons nie waak daarteen, die broers en susters, dan vat daai goed ons weg na 'n plek waar ons harte hard word en ons so afgestomp word. Ons gaan deur die motions van kerk. Ons kan alles doen. Ons ken tot die skrifte. Want ons het autoriteit, want ons is Christene. Maar in die oomblik waar God my wil gebruik, of wanneer 'n krisis my lewe tref en ek regtig moet verstaan, wat is God besig mee in my lewe? Dan mis ons, want ons is nie ingestem op die frekwensie van die Gees van God nie. Ja, ons moet waak teen geestelike selfvoldaanheid,
As ons lank in geloof is, dan kom ons soms op 'n plek waar ons voel ons het al die antwoorde en ons verstaan hoe hierdie geloof ding werk. Die disippels het dikwels gedink hulle verstaan Jesus en sy missie, maar hulle het gereeld hulle onkunde en misverstande getoon en toe hulle nie eens 'n demoon kon identifiseer en uitdryf nie. Die laaste ene is, praat verlede week iewers met iemand in 'n gesprek oor, die Engelse praat van familiarity breeds contempt. Het jy al gehoor van daai stelling? 'n Spreekwoord wat sy ontstaan in die konteks van verhoudinge het. Ons almal weet as jy iemand te goed of te lank ken, is daar 'n neiging in ons as mens om minder bewondering of respek vir mekaar te hê. Ons het nie meer waardering of dankbaarheid vir mekaar nie, nê. Ons het 'n gewoond geraak aan mekaar. Luister hier vanmôre kerk, of jy vanmôre sê, dit kan met jou ook in jou verhouding met God gebeur. Dit kan met jou gebeur. Luister, as ons ophou om verbaas te wees deur God se woord, sy werke, sy teenwoordigheid, as ons begin dink ons het niks meer om te leer nie, dan begin ons die diepte van ons eie behoefte aan God en die wonder van sy genade miskyk. Gebeur dit dat ons uit 'n plek uitstap en al wat ons weggevat het, is die feit dat die ou wat voor my sit nie sy hare gekam het nie. Want ons het so gewoond geraak aan die teenwoordigheid van God. Dus wanneer ek uit 'n samekoms van gelowiges uitstap en al wat ek kan onthou is die pastoor se das wat skeef gesit het of die aircon wat te koud of te warm was. Maar ek kan nie vir jou sê wat gesê was in die preek nie. Ons het so gewoond geraak aan die teenwoordigheid van God in ons lewens. Ons het gesag, maar verhouding ontbreek. We lack the power of the Spirit. En vanoggend is hierdie verhaal 'n waarskuwing, maar ook 'n aanmoediging vir ons. Waar die Here sê, luister hierso, elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het mosterdsaad geloof. Dis in jou. En daar is veel meer wat God in jou lewe wil doen. Jy vertrou God miskien vanmôre vir deurbraak. Jy sit vanmôre by 'n doodloopstraat en jy sê, Here, ek weet nie hoe gaan ek hier uitkom nie. Luister vanmôre, jou antwoord vloei langs die weg van verhouding. En vanoggend, ek is klaar met my boodskap, wil ek graag 'n uitnodiging rig. En voordat ek die uitnodiging rig, en ek wil vra dat jou hart sal stem tot dit, al wat God vra van ons vanoggend is dat ons in hom sal bly. Dat ons by hierdie vroeë aansluiting van die jaar, terwyl die tweede kwartaal op ons wag, dat ons elkeen 'n bietjie weer na binne sal draai en sal kyk en sal vra, waar staan ek in my verhouding met die Here? Is ek besig om met hierdie emotions te gaan? Of leef ek elke dag in afhanklikheid en gehoorsaamheid van sy stem en sy gees? Ja, die Here wil hê dat ons elke dag net daai tree sal gee, sal luister, gehoorsaamheid sal beweeg, want dis hoe hierdie geloof gegroei word. Wanneer ons in vertroue beweeg, dan groei hierdie mosterdsaad geloof. Ja, net soos die disippels sal ons dikwels faal, of die uitkoms sal anders wees as wat ons verwag het, en dan moet ons net weer teruggaan na die Here toe. Luister mooi vanmôre, dan moet ons net weer teruggaan na die Here toe, na my binnekamer toe, terug na die woord van God toe. Al wat hy vir ons gelos het, is sy woord en die Heilige Gees. Gaan vra, Here, wat gaan hier aan? Here, wys my, waarmee is u besig? Here, wys my, wat is u tydsberekening? Here, wys vir my, wat u sê. Dit vloei langs die weg van 'n verhouding. Sluit gou die oë saam met my net vir 'n oomblik, ek is klaar. Broers en susters, ek weet maar te goed, ek is wel 'n kerkmuis, maar ek is nie heeltemal verwyder van die wêreld waarin ons leef nie. Ek weet iets van ons wat vanmôre hier ingekom het. Daar's 'n berg voor jou, 'n groot berg. Vanmôre is jou berg dalk siekte. Dalk is dit jou eie lewe of 'n familielid. Ek het 'n familielid, 'n kerklid wat siek is, en ek wil vanmôre namens daardie persoon in
in die bresse kom tree. Dalk is dit finansiële druk, die skuldberg is so groot dat jy voel of jy dit nooit sal kan skuif nie. Luister, dalk is jy vanoggend vasgevang in emosionele pyn. Herinneringe uit die verlede wat jou vashou. En jy kan nie breek nie. Jesus noem al hierdie dinge wat voor ons staan vanmôre, luister mooi, hierdie geslag. Hier is nie 'n aanklag van Jesus nie. Dis 'n uitnodiging na 'n lewe waar ons weer kan heers saam met hom. En daar is vanmôre 'n mosterdsaadjie in elkeen van jou en my. En ek wil jou vanmôre kom oproep om daai mosterdsaadjie geloof vanmôre weer op te hou voor God en te sê, Here, ek wil graag hê dat die krag van u koninkryk in my lewe moet kom. En ek kom vanmôre en ek wil hierdie mosterdsaad geloof, wil ek kom ophou voor u, Here. Dis in my. Ek wil dit groei, ek wil dit kultiveer. Ek wil verdiep, Here. Maak my meer sensitief. Here, ek wil hierdie tweede kwartaal, die laaste deel van die jaar wil ek ingaan en ek wil dieper dimensies van verhouding met u betree. Maar vanmôre kom ek met daardie geloof. En ek wil jou vra, jy wat ingekom het, wil jy nie daai saadjie wat jy by die deur gekry het, net gou in jou hand vat nie. Ek wil 'n profetiese aksie doen vanmôre en ek het die Here gebid dat God vanmôre op sy eie tyd en wyse gaan werk in jou lewe. Vat daai saadjie net vanmôre vir my en hou hom net vir my op, net so bo jou kop. Hier's wat ek wil hê ons moet doen, is die leiding wat ek van die Here gekry het. Broers en susters, wat ook al vanmôre in jou lewe is wat jy God voor vertrou. Die woord van die Here Jesus sê, as jy geloof soos 'n mosterdsaadjie het, sal jy vir hierdie berg kan sê, hef jou op en werp jou in die see. Luister mooi vanmôre, daai geloof is nie uit jouself nie. Daai geloof wat jy vanmôre ophou, het jou deel geword, omdat daar 'n kruis was. Paulus sê in Romeine 8:32, hy sê, as God sy enigste, sy kosbaarste nie gespaar het vir jou en my nie, hoe sal hy ons nie saam met Christus alles genadiglik skenk nie? Daai geloof het sy oorsprong in hierdie werk van die kruis. En ek wil vanmôre vir jou vra, wanneer jy dit bring wat jy die Here voor vertrou, hou jou oë gesluit, hou daai kaartjie. Ek wil jou vra dat ons in hierdie geloofspaas moet bly. Wat vertrou jy God voor vanmôre? Kom kerk, is dit siekte? Is dit 'n kind? Is dit verslawing? Is dit jou verlede wat jy nie kan afskud nie? Is dit jou huwelik wat op die rotse is? Is dit 'n binding in jou lewe? Jesus sê, as jy geloof soos 'n mosterdsaadjie het, jy het hom. Hy's in jou. Christus is in jou vanmôre. Hy het dit moontlik gemaak vir jou. Kan jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en dit sal gebeur. Ek vertrou God vanmôre, Vader, dat u vanmôre in mense se lewens berge gaan skuif, en dat die krag van die koninkryk in lewens sal kom. Vader, ek wil bid vanmôre, mag hierdie oggend 'n rooi letter wees, 'n katalisator, 'n spark in mense se lewe, wat 'n nuwe vlam van toewyding gaan oopbreek, wanneer hulle vanmôre smaak en sien dat die Here goed is.